Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, nee, is die 28ste Augustus, die jaar 2026. My naam is Dani Gerber, man, is my weer 'n eer en 'n voorreg saam met julle te kan kuier rondom God se woord. Halleluja. En vandag praat ons so 'n bietjie weer eens oor geloof, nee. Nou ons is geneig om te sê ja, ons glo in dit, maar ek wil vir jou sê ek en jy moet soos 'n kind wees. 'n Kind glo onvoorwaardelik. As jy vir 'n kind 'n sopstorie vertel, dan sal hy kind jou glo. En ek wil vir jou eintlik sê, ons moet nie sopstories of snopstories glo nie. Ons moet glo wat die woord van God vir ons sê. Maar ons moet dit vat soos wat 'n kind dit wil vat. Glo onvoorwaardelik. En die Here se woord is baie duidelik. So wanneer ek en jy nie geloof het nie, kan ons nie groei nie. Amen. Kom ons gaan lees daar in Hebreërs 11 verse 1. Hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En dis die ding van hoe 'n kind is. As jy vir 'n kind iets vertel, hy glo vir jou. Hy het dit nog nie gesien nie, maar hy glo jou. En dis presies hoe ek en jy moet weet. Ons moet glo. As die Here sê in sy woord, hy is daar vir my en vir jou, dan moet ek en jy dit onvoorwaardelik glo. Hy is daar vir ons en hy sal ons nie teleurstel nie. Amen. En dan Hebreërs 11 vers 6. Hy sê en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is 'n beloner, dat hy 'n beloner is van wie wat hom soek. Nou raak kom my tong hierso nou. So ek en jy moet glo. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. My broer en suster. En dan nog 'n gedeelte is daar in Romeine 1 verse 16. Hy sê want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. En ek het hier gesong om in die Bybel geskryf en ook vir my. Elkeen wat glo het gekom tot redding, want dit is wat nodig is. Hy sê in verse 17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. So daar kom vir my en vir jou oorwinning lewe wanneer ons glo. Wanneer ons glo in God, in die Vader en die Seun, Heilige Gees, maar dit is belangrik dat ek en jy sal weet en sal hierdie goed sal bestudeer wat die Here vir ons gee in sy woord. En ons moet nie net dink, ag wel, dit is maar net nog 'n boek nie. En gister deel ek met 'n persoon en die vrou sê vir my, nee, ek lees so nou en dan Bybel. Mens, ons kan nie net nou en dan met God kommunikeer nie. Ons kan nie net nou en dan, as ek lus voel en ek het iets nodig en dan 'n gebed wil doen nie. Ek en jy het 'n verhouding met 'n lewende God. En ons moet elke dag in sy woord wandel. En ons moet glo, ons moet hoop in dit. Onthou wat die woord ook sê, geloof, hoop en liefde. Hierdie drie loop hand aan hand. Die grootste hiervan is die liefde. Maar sonder geloof gaan ons nie liefde hê nie. Sonder hoop gaan ons nie glo nie. So ek en jy het nodig om hierdie drie hand aan hand te doen. Amen. So kom ons bid en ons vra Abba Vader om ons te help in ons geloof. Halleluja Abba Vader, Here baie dankie vir hierdie Vrydagoggend. Ja Here, dis naweek en ons sien uit daarna om bietjie te gaan rus. Maar Here, laat ons nie ons geloof sal laat wankel nie. Laat ons nie ons geloof se een kant toe sal stoot tot maandagoggend nie. Maar Here, laat ons hierdie hele naweek die Here met U sal praat om te sê, Here, kom en versterk my geloof, sodat ek sal weet, U is my God, U is my redder, U is my saligmaker, en daar's niemand soos U nie, en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag en gaan verkondig die evangelie en glo en vertrou in die Here se woord. Julle moet 'n geseënde naweek hê. God bless.